In die nuus vandag. Tydens 'n vergadering tussen Sayok Gemeenskapstrust, KPI Civils en geaffekteerde huisgesinne van die Post10 Aspes projek het gemoedere weer hoog geloop. Die vergadering, wat goed bygewoon is deur raadslid en burgemeester Helena Englese gefasiliteer. Die gemeenskapstrust het verskeie produkspesialiste genooi om die kwaliteit van hul produkte toe te lig en sodoende die Post10 gemeenskap te verseker dat slegs gehalte produkte in die projek gebruik word. Hoewel die inisiatief goeie bedoelings gehad het dit egter wrywing veroorsaak, aangesien die gemeenskap aangedui het dat die doel van die vergadering was om na hul griewe te luister en nie om 'n bemarkingsplatform te bied nie. Tydens die vraesessie is die gemeenskapstrust onder skerp kruisverhoor geplaas oor waarom produkspesialiste van buite die provinsie gebruik word en of hulle wel aan swart ekonomiese bemagtiging voldoen volgens een plaaslike klein besigheidseienaar. Die gemeenskapstrust was weer eens gekritiseer omdat hulle steeds voortgaan om besighede buite Postmasburg ekonomies te bevoordeel met trustgelde wat aan die breër Postmasburg behoort. Die vrou het emosioneel geraak nadat vertel het van brandskade aan haar huis nadat daar aan haar huis gewerk was. Sy beweer dat daar geen ondersteuning was na hierdie ramp nie en beide die trust en die burgemeester is hieroor gekritiseer. Die gemeenskap het weer eens geëis dat die probleme in fase 1 eers herstel moet word voordat daar met fase 3 voortgegaan word. Inwoners van fase 3 het hul solidariteit met die fase 1 inwoners verklaar en aangedui dat hulle nie bereid is om te skuif nie totdat die kwessies opgelos is. Uit die 399 huise is 155 alreeds voltooi met 215 wat steeds afgehandel moet word. Vandag se vergadering het getoon dat die Post10 gemeenskap verenig kan staan en met een stem kan praat wanneer dit by sake van gemeenskapsbelang kom. 'n Plaaslike raadslid deel sy gevoel en wens vir hierdie reuse projek. Gemeenskap van Post10, week 1. Ons het nou 'n vergadering by die NG Kerk in Post10 en dit voel net dat hierdie projek van die asbestos moet asseblief 'n sukses is. Dat die gemeenskap van Post10 moet hande vat sodat die projek suksesvol afskop. Geen probleme in die projek asseblief vir al die beneficiaries wat dan nie suffering kom by die beneficiaries soos die wat se dakke nou afgehaal is nie. Dis al wat ek vra. Baie dankie. Alhoewel KPI Civils as hoofkontrakteur hul weer eens verbind het tot kwaliteit werk op hierdie reuse projek word hulle telkens blameer vir die substandaard werk wat deur plaaslike klein besighede uitgevoer word. Die bestuurshoof van die gemeenskapstrust was vir die soveelste keer weer eens afwesig nadat daar alreeds vanaf die begin van die jaar verskeie versoeke gerig was vir 'n vergadering met hierdie gemeenskap wat telkens met prokureursbriewe beantwoord word en besigheidsforums selfs met hofaksies gedreig word. Die Sayok Gemeenskapstrust het weer eens beloof vir gereelde maandvergaderings met die geaffekteerde huisgesinne. Dieselfde beloftes was ook voorheen gemaak en nie nagekom nie. Die vergadering het weer eens op 'n hoogtepunt verdaag en die versoek is steeds dat die bestuurshoof van die trust self hierdie gemeenskap moet kom toespreek. Intussen gaan die werksaamhede voort op die projek om weg te doen met die asbestakke van die vorige apartheidsregering. Die DA doen 'n beroep op die groenskerpioene om dringend te help om ondraaglike rioolstortings in Kakamas aan te spreek. Groeiende disfunksionaliteit in Gerrie bied min hoop dat die munisipaliteit die situasie self kan regstel. 'n Drein in Binnekantstraat loop al meer as 2 weke oor. Voetgangers insluitend kinders moet die rioolrivier oorsteek op pad skool toe. Die stukkende drein is 'n enorme diensleweringsmislukking. Dit is egter 'n klein deel van die groter rioolkrisis in Gerrie. Die mure van die rioooldam by die Kakamas afvalwateraanleg het 'n geruime tyd gelede gebars. Dit veroorsaak dat riool in die omliggende veld loop. Dit gebeur omdat daar geen bestuur van rioolsinvloei is nie en geen onderhoud van die dam nie. Selfs bome groei al daar uit. Die dam het sy volle kapasiteit oorskry.
Ten spyte van die disfunksionaliteit van die afvalwateraanleg gaan rioolvragmotors voort om rou riool in die stikkende dam te stort. Die dam is nie omheind nie. Die DA het 'n formele klag by die LER van omgewingsake, Mase Monopole en die Groen Skorpioene ingedien. Ons versoek dringende optrede in reaksie op die verergerende rioolkrisis. The District Commissioner of ZFM, Major General Monica Sibidi, hosted the Annual Excellence Awards at the Desert Palace Casino on Monday, the 3rd of November 2025. The special event was held in recognition and acknowledgement of the outstanding work displayed by the members, and it was graced by the presence of the Provincial Commissioner, Lieutenant General Poliso Otola, and the provincial heads, as well as the Deputy Provincial Commissioners. Major General Monica Sibili did the welcoming address, where she also delivered the purpose of the event. This event was also aimed to seek unity and synergy amongst the members by encouraging purposeful efforts towards building the image of the South African Police Service through service delivery with integrity and excellence. The different nominated categories were awarded with a certificate and a trophy for recognition, accompanied by a gift from the District Commissioner. The Provincial Commissioner, Lieutenant General Poliso Otola, delivered the keynote address where she appreciated the members in the continuous dedication to serve and protect. She further encouraged the members to always serve with integrity and diligence. Hierdie nuusbulletin was moontlik gemaak deur ons getroue adverteerders wat die belangrike rol en impak van die media erken en verstaan. Horizon Media is 'n aanlyn nuus- en media maatskappy in die Noord-Kaap.